Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Street Store is die wêreld se eerste gratis pop-up klerewinkel waar behoeftige mense die kans kry om deur die klererakke te stap en self 'n uitrusting te kies. Daarna word hulle ook bedien met gebed en lekker warm kos. Volgende jaar se Street Store is die 30ste Mei en jy kan nou reeds begin klere bring. Ons benodig veral wintersklere. Shoot your shot. Die 17de Oktober hier by Dr. Douwe Tygerwil. Ons begin met 'n nuwe Fusion jeugbediening op Vrydae-aande. En om dit af te skop, gaan ons laser tag in ons basement speel. Dis die 17de Oktober vanaf 7:30 tot 9:30. Jy kan 6:30 kom vir lekker snacks en games vir die tyd. Sien jou daar. So ek is Olivia en ek geniet dit baie om die verteller te speel want dis baie interactive met die kinders en ek kry die kans om die fourth wall te breek en ek voel die verteller is 'n baie rustige persoon maar word baie opgewonde oor alles wat om haar aangaan. My naam is Tanya en ek speel Liewen. So in die show sien ek boodskappe van Jesus na die ander mense toe. So ek is Tonton, ek speel Willie die wurm. Ek's 'n baie vinnige wurm, maar in my kop. Ek's 'n stadige wurm, maar in my kop is ek die vinnigste wurm wat lewe op die planeet Aarde. Ek is Dwayne en ek speel 'n Thor, oom Thor, 'n baie wyse mens. Ons sien uit om jou by Super Saai Sunday te sien. Kom kyk Daisy en die Skepper se tuin in die eerste of die tweede diens, die 19de Oktober. Super Sunday! Hierdie week by Dr. Douwe Kids gaan ons praat oor God se wonderwerke en een van sy grootste wonderwerke is Maria wat swanger geword het met Jesus. So as jou kinders nog hier binne is, stuur hulle agtertoe. Ons preeknotas is elke week beskikbaar op die YouVersion Bible app.
Goeiemôre van my kant af. Is 'n groot voorreg om saam te kan wees en 'n paar bekende gesigte te sien. Dit is ook wat lekker is van family, is dat ons in mekaar se spasies is en saam kan beleef en saam kan groei en saam 'n impak maak natuurlik in ons omgewing. So dis vir my so groot voorreg om vanoggend saam met jou tyd te spandeer. En ek wil met jou gesels oor die tema, wat help dit? Wat help dit? Het jy ooit so gevoel in jou lewe? Wat help dit? Ek doen alles reg of ek probeer alles reg doen, maar dit voel net, dit het geen impak nie, dit maak geen verskil nie. Wat help dit, dat ek probeer betyds wees by die werk en is altyd die laaste een om te gaan, maar die ou wat laat kom word bevorder en kry 'n salarisverhoging. Wat help dit, ek probeer eerlik wees en die waarheid praat die heeltyd met kliënte en onderhandelings, maar die ou wat lieg en bedrieg, het geen gevolge nie. Wat help dit, ek probeer al hierdie goed reg doen? Het jy al ooit so gevoel? Wat help dit? En daar's soveel kere in ons lewens waar ons eintlik op daai punt kom waar ons eintlik hierdie vraag vra, wat is die nut van? Wat help dit, ek probeer die goeie goeders doen en die regte goed doen, as dit net baie keer voel daar's geen impak nie, en dan natuurlik die ergste een van alles, wat help dit, ek bid? Jy al so gevoel, waar jy op 'n plek kom baie keer, waar jy kan kyk na ander gelowiges en sê, ek kan sien die Here antwoord gebed. Ek glo met my hele hart in die Here en in die krag van gebed. Ek glo met my hele wese dat die Here in beheer is. Ek skuif dit gou hierdie ding, Rian, sorry, julle kan hom net nou weer terugskuif. Ek glo met my hele wese dat die Here is in beheer. En ek glo met my hele wese dat hy is die een wat wonderwerke doen. Maar wanneer ek bid, dan voel dit net vir my, maar wat help dit? Wat help dit, ek vat hierdie saak na die Here toe? Wat help dit, ek is besig om met die Here te praat oor dinge? So ek wil vanoggend eintlik met jou gesels oor, hoekom moet ek en jy bid? Nee, net, hoekom is gebed 'n goeie idee nie? Hoekom moet ek en jy bid? Hoekom is dit belangrik dat ek en jy verstaan waaroor gebed gaan en wat die impak is van gebed? Want die scary ding eintlik is, wanneer jy met mense praat oor die vraag, hoekom moet jy bid? Dan is meeste gelowiges se antwoord, want die Bybel sê ek moet. Nou, dis 'n goeie vertrekpunt, verseker. Dit is 'n goeie verstaan om te hê, om te weet, die Here praat met ons in gebed, en hy wil hê dat ons moet bid, en ons moet die dissipline hê van gebed. Ek raak so geïrriteerd, as mense praat oor ander gelowe, het soveel dissipline in gebed, en hulle het soveel toewyding binne in dit, want dis nie, die toewyding gaan nie noodwendig oor, het ek tyd net afgestaan in 'n oomblik nie. Die vraag wanneer ons in geloof kom is eintlik, het ek 'n leefstyl van gebed? Is ek besig om konstant met die Here te praat? Dis nie net sekere dissiplines nie, dit is die dissipline. En wanneer jy vra en die vraag antwoord, want die Bybel sê ek moet, ek weet nie van jou nie, maar ek was nog nooit geïnspireer wanneer ek 'n hoekom vraag vra en iemand sê want ek sê so nie. Ek was nog nooit geïnspireer om enigsins in toewyding te leef of in 'n leefstyl in te gaan wanneer iemand sê want ek sê so nie. En wanneer ek en jy in geloof kom en in die proses van gebed en ons antwoord op die vraag hoekom moet ek bid is want die Bybel sê ek moet, is dit 'n goeie vertrekpunt, maar ek is in my hart oortuig, dit gaan jou nie in gebed hou nie. Ek is in my hart oortuig, dis nie die ding wat jou 'n vuur hier aan jou binnekant gaan aansteek en sê, nou moet ek met die Here praat oor hierdie situasie en daai situasie, nou moet ek induik in gebed. So ek wil jou eintlik weer vra, hoekom moet ons bid? Want die ander deel van die muntstuk is natuurlik, as ek met die Here te doen het, en ek weet, hy is die een wat alles in sy hand hou, hy is die een wat alles gemaak het en alles gevorm het, gaan hy nie in elk geval doen wat hy doen nie. Gaan hy nie in any way ingryp as die situasie van die wêreld te erg raak nie. Gaan hy nie in any way 'n verskil kom maak wanneer gelowiges verdruk word nie. Gaan hy nie in any way net doen wat hy doen nie. So wat help dit? Ek bid. Gaan my gebed nou 'n verskil maak of die Here gaan ingryp of nie? En dan begin ons maar daai liedjie sing, Keisara, Sara, whatever will be. En ons sê net, ag Here, U weet, U is in beheer, U gaan dit doen, U sal dit uitsorteer, ek is maar net hierdie kant, Keisara, Sara, whatever will be. Jy sien, die vraag groei eintlik wanneer ons te doen het met hierdie. Die vraag groei na 'n plek toe, waar binne ek en jy onderskeid moet tref, wil die Here net bloot hê dat ek moet bid, of het hy my gebed nodig? Want dit is 'n groot onderskeid om te maak. Wil die Here net bloot hê dat ek gesprekke met hom moet voer?
En die ergste van alles is, meeste van die tyd, wanneer ons gesprek met hom voer, is dit eenrigting gesprekke. Ons gee hom nie kans om terug te antwoord nie. Ons praat met die Here, maar hy praat nie terug nie. So wil die Here net bloot hê dat ek moet bid, is dit die beginsel? Of het hy my gebede nodig? Het hy nodig dat ek intree in gebed? Het hy nodig dat ek daai verantwoordelikheid opvat? En eintlik, op die einde van die dag, kan ek en jy vir mekaar sê, die Here het niks van ons nodig nie, maar hy kies om die goed op aarde deur jou en my te doen. En daarom is gebed krities belangrik. S.D. Gordon het op 'n stadium gesê, ek moet hierdie dinge hanteer. Ek het vergeet van hierdie ding. Ons het nie 'n klikker by ons nie, so hierdie is nou lekker om dit te doen. S.D. Gordon het gesê, so as ek agterraak met iemand net vir my skree, nee, die skerm gechange nie. S.D. Gordon het gesê, you can do more than pray after you have prayed, but you cannot do more than pray until you have prayed. En dit is eintlik so mooi hoe hy hierdie prentjie gee, net dit maak sin. Jy kan nie meer doen as gebed as jy nog nie gebid het nie. Dit is eintlik logies. Maar dit is eintlik so 'n belangrike perspektief om te hê, dat wanneer ek en jy met die Here te doen het, en ons praat met hom oor die omstandighede en die wêreld waarbinne ons beweeg, dan het die Here iets wat hy binne in jou en my aktiveer. Ek kan meer doen as bid wanneer ek eers gebid het, maar ek kan nie meer as bid doen as ek nog nie gebid het nie. Ek kan niks doen wanneer ek nie verstaan dat dit wat in my omgewing gebeur en in my wêreld gebeur, eers te doen het met 'n hemelse perspektief voor dit net 'n aardse perspektief is. Dutch Sheets, hy het die volgende gesê, prayer is striking the winning blow, service is gathering up the results. Dis ek love daai perspektief. Dat gebed is iets van 'n perspektief van striking the winning blow. Daar's iets wat die Here nie net in my aktiveer nie, daar's iets wat hy wil bevestig, daar's iets wat hy as 'n uitkoms wil hê, omdat ek in gebed na hom toe gaan. Daar's 'n perspektief van dit wat die Here mee besig is, wil hy kom bevestig deur die omgewing waarbinne ek beweeg, en dit verander sake. Dis vir my so incredible wanneer ons te doen het met gebed, en jy skuif eintlik net jou perspektief, net so klein bietjie, en jy besef, okay, maar die Here wil sekere goed kom bevestig, hy wil sekere, dis nie net dat ek bloot moet bid nie, dis dat hy sekere goed wil doen, wanneer ek bid. En ek is in my hart oortuig vandag, ek was 5 jaar oud toe ek gediagnoseer met reumatoïde artritis. Nou, net om dit te sê, is in elk geval klaar, dit is onnatuurlik. Reumatoïde artritis word nie in kinders gekry eintlik nie. Dit is eintlik in ouer mense, en dit is 'n siekte wat jou gewrigte en alles in mekaar laat trek, en dit is ontsettend baie pyn en seer. En so is ek 5 jaar oud, en ek kom eendag, my pa is ook 'n pastoor, en ons het hy die kerk gebou in Vrede, die dorpie Vrede. Toe ons daar was, was daar net een teerpad, dis die een wat deur die dorp gaan. Die res was alles grondpaaie. En so is ons by hierdie bousite omtrent elke liewe dag. 5 jaar oud is ek en my boetie die hele tyd besig om op die sandhope te gaan speel en mekaar af te stamp van dit af. Jy weet mos hoe gaan dit wanneer klein seentjies met 'n hoop sand te doen het. Dis chaos. En elke dag is ons vuil en elke dag het ons iewers 'n nuwe stampmerk of 'n nuwe bloukol of 'n ding. En so kom ek die dag by die huis en ek loop mank. Ek loop krippel. En my ouers kyk na dit en maak natuurlik 'n goeie afleiding. Hy het 10-1 seer gekry terwyl hulle gespeel het daar op die sandhope. Hy het 10-1 'n besering opgedoen. So kom ons gee dit net kans, miskien gaan die voet opswel of miskien gaan ons die tekens daarvan sien. En so gaan 'n paar dae verby en ons geen teken nie, maar ek hou aan mankloop. So gaan ons na die dokter toe. Die dokter op Vrede kyk na my en hy sien geen fisiese fout nie. Hy sien nie dat hy die enkel geswik het nie of dat daar 'n rede is dat ek moet mankloop nie. So hy maak toe die gevolgtrekking, dis 'n sielkundige probleem, want hy's die middelkind. Nou ek is so in die middel, jy kan nie meer in die middel wees as dit nie. My sussie is 2 jaar ouer as ek en my boetie is 2 jaar jonger as ek. So dit, as ek ooit die middelkind was, is ek soos die definitiewe uitbeelding. Jy is definitief in die middel, Lenrou. Daar's nie soos jy's net so agter 9 maande later toe jou ouers weer swanger en jy's net so kort op die hakke van jou. Dis 2 jaar en 2 jaar. Dis solidly in die middel. En so maak hy 'n uitspraak, dis 'n sielkundige probleem en hulle moet met my 'n game gaan speel. Moet eers op my linkervoet gaan spring en dan op my regtervoet, want 'n 5-jarige kind gaan nie kan onderskei, ek kan nie nou op my voet spring nie. So julle gaan hom uitvang. En so doen my ouers dit toe, gaan speel met my 'n game by die huis, spring op die linkervoet toe ek op die regter een moet spring, kon ek glad nie. En hulle besef, okay, daar's groter probleme. My ouma en oupa het in Pretoria gebly op daai stadium en so is ons uit die Vrede uit al die pad
daai kant toe om na 'n voetspesialist toe te gaan, Dr. Hans Pretorius. En hy doen toe ekstrale en toetse en allerlei dinge en hy sê, maar hierdie kind het reumatoïde artritis. Nou loof die Here dat dit in daai tyd 1989 was en Google nog nie so baie inligting en inligting gehad het nie. So toe hy die woorde sê reumatoïde artritis, toe sê my ouers, maar wat's dit? Dit het geen impak op hulle nie, dit het geen effek op hulle. Toe hy begin verduidelik, dis ongeneeslike siekte en dit gaan beteken dat jou kind gaan nie 'n normale lewe hê nie. Hy gaan nie kan normaal loop nie, hy gaan nie kan hardloop nie. Hy gaan nie doen wat ander kinders kan doen nie. Inteendeel, hy gaan in 'n rolstoel wees en sy lewe gaan al hoe minder kwaliteit hê tot die dag wat hy sterf. En so luister hulle na dit, maar hulle het nie 'n prentjie daarvan nie. So hy moet vir hulle wys uit 'n mediese boek uit hoe lyk hierdie siekte wanneer dit te doen het met mense. En my ouers besluit daai dag, dis nie van die Here af nie, dis nie die woord wat die Here gegee het oor hierdie kind nie. En hulle begin dit net afsny en begin dit kanselleer en daai hele dorp vrede begin saam bid. Dis nie 'n magtige dorp nie, maar as daai dorp bid, is daar beweging. En so bid hulle en vertrou die Here. Maande gaan verby. Ek sit in 'n rolstoel vir ek kan nie onthou hoe lank nie. My ouers moet my rondstoop. Ek semi-permanent omtrent in gips want hulle doen operasie en dan haal hulle dit af en dan is dit weer een of ander ding. En so is ek op 'n 5-jarige ouderdom deur hierdie proses besig om te gaan. Uiteindelik, ek kan nie presies onthou hoeveel tyd verbygaan nie, toe hulle die gips afhaal en hulle doen weer toetse, toe kyk Dr. Hans Pretorius daarna en hy sê, hier's geen teken dat hierdie kind al ooit reumatoïde artritis gehad het nie. En in daai prentjie maak hy weer 'n uitspraak en sê, ek gee hom tot hy 13 jaar oud is, dan is hy terug in my kantoor, want dit is hierdie kan nie gebeur nie. So, dit is dalk net in remissie, dit het dalk net 'n bietjie teruggetrek, maar hy gaan dit iewers weer gaan daar tekens daarvan wees. Nou hy het gesê ek gaan nie hierdie voet kan gebruik nie. Ek wil net getuig vir 'n oomblik dat ek vir jou sê gebed werk en wanneer gebed werk, doen die Here 'n volkome werk. Ek het loskakel gespeel vir elke rugbyspan vir week gespeel het, loskakel of heel agter. Ek het vir elkeen palle geskop met die einste voet wat hy gesê het ek sal nooit kan gebruik nie. En ek's nou al 41 jaar oud en nog steeds is daar geen teken van dit wat hy gesê het gaan 'n impak hê op my lewe nie. As jy my vra of gebed werk, staan ek vandag hier voor jou en ek is 'n lewende getuie dat gebed werk. Daar's tye, ek gaan nie in die detail en gaan nie, want anders gaan ek definitief te lank preek. Ek gaan dalk klaar te lank preek, net omdat ek vir jou daai storie vertel het. Maar daar's tye wat ek veilig by die huis gekom het, omdat ek weet my ma het vir my gebid toe ek laat in die nagte gaan kuier het en met my vriende op 'n plek was en ek moet huis toe ry. Is daar tye wat ek weet in my hart oortuig is ek is veilig by die huis omdat iemand gebid het. Hoekom moet ons bid? Want ons is nie net besig om rympies en behoeftelysies te gee nie. Ons is besig om 'n perspektief van dit wat in die hemel gebeur na die aarde toe te bring. Ons is besig om dit wat die hart van die Vader is in te spreek in situasies in. Ek sidder om te dink, as my ouers net daai gesprek aanvaar het en gesê het, ag ons kind het nou maar dit, kom ons deel met dit. Ek sidder om te dink, as iemand nie gebid het in daai situasie, hoe my lewe vandag sou gelyk het nie. Maar hier staan ek as 'n getuie en 'n resultaat van dit wat God doen, wat die Here doen, maar omdat mense gebid het. So ek wil jou 'n belangrike perspektief gee van gebed vanoggend, dat die prentjie van hoekom ek en jy moet bid, begin eintlik by die begin van die doel van ons skepping in Genesis 1 vers 26 en 28. Ek gaan vir jou lees uit die Afrikaanse ou vertaling uit. As jy jou Bybel het, jy kan enige vertaling mee volg, maar ons gaan redelik by die Afrikaanse ou vertaling by stil staan, net omdat ek voel hy is die beste Afrikaanse vertaling wat daar is. Hy sê in vers 26, ons ken hierdie vers goed, meeste van ons kan dit uit ons koppe uitsê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mense geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. In hierdie eerste paar sinnetjies van wanneer die Here die mens maak en die doel waarvoor hy die mens maak, gee hy twee belangrike konsepte vir jou, beeld en gelykenis. Hy sê heel eerstens dat ek en jy in die verstaan van dit wat ek en jy op aarde moet doen, 'n perspektief het van ons reflekteer wie hy is. Ons lyk soos wat hy lyk, dis wat beeld sê. Maar dan sê hy 'n tweede ding wat eintlik jou en my hare moet laat rys en ons moet excited hê gelyktydig. Gelykenis, doen soos hy doen. Nie net lyk soos hy lyk nie. Daarom is dit beeld en gelykenis.
En wanneer ek en jy dan verstaan dat die Here ons maak met die beeld en gelykenis van wie hy is, dan het ek en jy 'n uitkoms eintlik uit dit uit wat sê, die Here het 'n sekere motief waarvolgens hy wil hê ek en jy moet leef. As hy sê beeld en gelykenis, is dit nie net so gemaak en so gelaat staan nie, daar's 'n motief agter dit. En wanneer ons dan te doen het met die motief van die beeld en die gelykenis van die Here, is daar net een manier om dit uit te vind, en dis om met hom te praat oor dit. Here, wat is die identiteit wat U in my kom vasmaak? Wat is die rede dat ek nie net U beeld het nie, maar U gelykenis het? Wat is dit wat U wil kom vestig deur my lewe in hierdie wêreld, omdat U my hier gesit het met 'n doel en met 'n rede? En uit daai prentjie uit dan sê hy, maar hier's die uitvloeisel van dit alles. Jy is in God se beeld en gelykenis gemaak om te kan heers op hierdie aarde, om 'n verantwoordelikheid te kan opneem, om die gewig van hierdie ding nie net te verstaan en te weet, okay, die Here is hier besig met my innerlike binneste, ek is in sy beeld en gelykenis gemaak, en dis wonderlik, en dit het net met my te doen. Hy sê nee, wanneer jy te doen het met die openbaring van wie hy is, en wat die prentjie is waarvolgens hy jou en my gemaak het, dan sê hy, die uitvloeisel van dit, is dat ek en jy sal heers, dat ons autoriteit sal opneem, dat ons 'n verantwoordelikheid sal dra binne in dit, dat ons nie net sal bid met rympies en behoeftelysies nie, maar dat ons sal bid met 'n autoriteit. Psalm 115 sê so goed, in vers 16, hy sê, die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Die Passion stel dit eintlik net bietjie meer duideliker. Hy sê, the heavens belong to our God, they are his alone, but he has given us the earth and put us in charge. Ons het 'n verantwoordelikheid op hierdie aarde. Dis nie net om in die beeld en die gelykenis van die Here gemaak te wees en met hom te praat oor sekere perspektiewe nie. Ek en jy het eintlik 'n bewustheid nodig van die rol en die funksie wat die Here op aarde wil doen deur jou en my. He has put us in charge. Ons het 'n verantwoordelikheid om te vat na ons wêreld toe en in ons prosesse in ons huwelike en in ons werksplekke in. Nou hier's die scary gedagte binne in dit. Hier's die perspektief wat ek en jy nodig het om te hê wanneer dit by die verantwoordelikheid kom van heerskappy. Ons gaan dit of opneem of ons gaan dit weggee. Ons gaan dit of opneem en in die totaliteit van dit leef, in dit staan, in dit praat, in dit funksioneer, of sonder dat ek en jy dit doelbewus doen, of bewus is daarvan, gee ons dit weg. As ons dit nie opneem nie, vat die vyand dit. En ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. Dis krities belangrik dat jy dit sal verstaan. As ek en jy dit nie opneem nie, vat die vyand dit. Hoor gou hoe praat die duiwel met Jesus in Lukas 4, vers 5 tot 8. Hy sê, toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblikse tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee. Hoor jy dit? En die skerry gedagte na dit, en ek gee dit aan wie ek wil. Dis 'n skerry stelling wat hy maak. Jesus help hom nie eens reg wanneer hy hierdie stelling maak nie. Inteendeel, Jesus antwoord hom net eenvoudig, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, jy sal net die Here jou God aanbid en hom alleen. Hy kom nie op 'n plek wanneer hy reageer met die duiwelse stelling. Die duiwel maak 'n aanmerking of 'n opmerking dat iets is aan hom oorgegee. Hy maak 'n stelling dat hy sê hy het iets ontvang in hierdie proses, en Jesus sê nie vir hom, nee, jy praat nie die waarheid hier nie. Inteendeel, hy sê vir hom, ek kan sien dat jy tydelike heerskappy gekry het. Die mens het iets aan jou oorgegee wat aan hulle gegee was. En hierdie autoriteit wat jy nou verklaar dat jy het, kom nie van God af nie. Jy het dit gevat by die mensdom wat dit nie opgeneem het nie. Dis aan my oorgegee. Eintlik moet daai woord sê, ek het dit oorgevat. Ek het dit kom vat toe die mens die merk gemis het. Ek het kom intree in 'n spasie in en 'n verantwoordelikheid op die aarde kom neem toe die mens dit geabdikeer het. En wanneer ek en jy nou te doen het met hierdie perspektief, en wanneer ons te doen het met hom wat 'n verantwoordelikheid kom opneem het en kom vat het wat nie aan hom behoort nie, dan noem Jesus self hom die owerste van hierdie wêreld. Hy sê in Johannes 12 vers 31, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En dit is nogal 'n interessante stelling wat Jesus self hierso sê. Wanneer hy praat oor die vyand
se strategie en die verantwoordelikheid wat hy kom opneem het, dan sê hy is soos 'n owerste, soos iemand wat autoriteit opgevat het en dit ernstig opgevat het. 'n Autoriteit kom vat het wat eintlik nie syne was nie en dit so ernstig kom opvat het dat hy 'n owerste geword het op 'n aarde wat eintlik nooit syne was nie. En wanneer ons dan te doen het met hierdie verstaan, dan is die vraag dan eintlik, maar as ek en jy dan in geloof na die Here toe gaan, as ons in gesprek met hom staan, as ons bid, en wanneer ons die verantwoordelikheid van die heerskappy opneem, is dit vir my so amazing om te weet dat die Here so belangstel om dit wat hy doen op aarde deur mense te doen, dat toe hy sy seun vir jou en my gestuur het om te sterf vir ons en op te staan, het hy nie net gekom om ons sondes te vergewe nie. Hy het gekom om ons autoriteit te herstel. Dit met jou laat dans. Hallo? Hy het nie net gekom om ons sondes te vergewe nie, want ons reageer partykeer net so, ag, dankie tog, my sondes is net vergewe, o, dankie tog, ek hoef nie bekommerd te wees, dankie tog vir die Here se genade, dis veel meer as dit. En as jy nie verstaan, dis meer as dit nie, as jy nie opgewonde raak oor die feit dat die Here autoriteit in jou kom herstel nie, sonder dat jy dit besef, gee jy dit weer oor aan die vyand. Sonder dat jy bewus is jy besig om dit wat die Here kom herstel het in ons, weer terug te gee vir die vyand. En hier's die amazing ding van wanneer die Here herstel bring, Romeine 5 vers 17, een van my gunsteling skrifgedeeltes in die Bybel. Hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een, veel meer, hoor daai woorde wat hy sê, veel meer. Dis nie eers meer net te herstel nie, dis nie net hoe dit was nie, dis nie net 'n terugkry en, dankie tog, ons het 'n gedeelte van dit teruggekry nie, of dankie tog, ons kon meeste van dit terugkry nie, of dankie tog, ons het alles teruggekry nie. Hy sê, toe hy die herstel kom doen het hy vir ons veel meer kom gee, as wat dit ooit aan die begin was. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die genade en die gawe van die geregtigheid ontvang, in hierdie lewe heers, deur die een, Jesus Christus. Ons neem die heerskappy op, wanneer ons in hierdie prentjie begin intree weer, in die oorspronklike plan wat die Here vir jou en my gehad het, in sy beeld en gelykenis, en wanneer ek te doen het met sy beeld en sy gelykenis, en die heerskappy wat hy vir my gee, beter ek met hom praat oor dit wat sy beeld veronderstel is om te wees. Beter ek met hom gesels oor wat sy motief op die aarde is. Dit verander jou en my gebedslewe totaal en al. Dit verander die invalshoek van hoe ons praat met die Here totaal en al. Dit verander die prentjie van hoe ek en jy inspreek in ons omgewings in totaal en al. En ons gaan dit of opneem, of ons gaan dit net weer weggee. 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4 sê die volgende, maar as die evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Dis 'n scary skrifgedeelte. En nou hoor, hoe praat Korintiërs? Hierdie is na die kruis. Hierdie is na Jesus gesterf het en opgestaan het. En hoor wat noem Paulus die vyand in hierdie konteks, die God van hierdie wêreld. Hoe het hy nog steeds daai titel as ons dan herstel is tot veel meer in hom? Hoe kan hy nog steeds verwys word na dit? En ek het net een antwoord op dit, want ons, sonder dat ons dit besef, gee ons vir hom die mag. Sonder dat ons dit besef, gee ons heerskappy oor aan hom. Sonder dat ons eers bewus is ons besig om iets te mis van dit wat God se oorspronklike plan vir jou en my was. So die belangrikheid van gebed, die oorsprong van gebed, die vertrekpunt van gebed, lê in die verstaan, nie net van dit wat die Here op aarde wil doen nie, maar dit wat hy ook kom herstel het. Dit lê in die opneem van die autoriteit en die belyning van sy wil op hierdie liewe aarde. Dis hoekom Jesus jou en my leer bid, in hierdie eenvoudige manier, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos wat dit in die hemel is, so ook op die aarde. Jesus leer ons nie net 'n mooi rympie nie, hy leer ons die oorsprong van die opneem van die identiteit wat hy in jou en my kom vestig het, sodat wanneer ons bid, ons nie net bid uit 'n aardse perspektief uit nie, en nie net, Here, red my van hierdie situasie of van hierdie oomblik af nie. Here, laat u wil geskied, soos wat dit in die hemel is, waar u totale heerskappy het,
waar U in beheer is, maak nie saak wat nie. En op hierdie aarde is U in beheer en U het die verantwoordelikheid, maar daar's dinge en kragte en magte wat werk, wat partykeer goed kom steel by ons. Daar in die hemel kan niks inkom en niks kom steel nie en niks kom wegvat nie. Die mot en roes kan nie daar eers beweeg nie. Daar's niks wat kan gebeur buite dit wat God sê nie. En nou sê hy, wanneer ons bid en met hom te doen het, dan bid ons soos wat dit in die hemel is, so op die aarde. Dis incredible. Dis so 'n magtige en kragtige gebed, soos in die hemel. Soos wat dit perfek is, daar waar U is. Soos wat dit perfek is in daardie omgewing. Laat dit so wees in my omgewing ook. Wanneer ons bid ons sy wil in 'n amazing oomblik af in elke aspek van ons lewens. Die Here doen wat hy wil deur mense. Ons moet kies om dit ook deur hom te doen. Dis 'n belangrike perspektief om te hê. Die Here doen wat hy doen. En hy gaan doen wat hy doen, maar hy kies om dit deur mense te doen. En ek en jy gaan of die verantwoordelikheid opneem en kies om dit deur hom te doen, of ons gaan die verantwoordelikheid opneem en dit uit onsself probeer doen en misluk, en ons verloor die stuk autoriteit wat die Here in ons kom herstel het. Elia is eintlik 'n amazing voorbeeld wanneer die Here vir jou en my eintlik kom wys. Hoekom is dit nodig dat ek en jy bid, al sou die Here doen wat hy wou doen? Al is sy woord klaar en finaal, al is sy goed klaar uitgespreek, hy kies om te doen wat hy wil doen deur mense, is daar so 'n amazing beginsel van dit wat sigbaar word in Elia se lewe. In 1 Konings 18 vers 1 sien ons, en 'n geruime tyd daarna het die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. Ek dink dit is so duidelik soos daglig dat die Here sy wil bekend maak dat hy wil reën gee. In hierdie stadium was daar 3 jaar droogte gewees op die aarde. Geen reën vir 3 jaar lank nie. Nou kom die Here na Elia toe en hy sê vir hom, jy moet iets gaan doen, gaan vertoon jouself aan Agab, ek wil reën gee. Ek dink ek en jy kan redelik ooreenstem, dis die wil van die Here dat dit gaan reën. Né? In daai konteks, ons kan dit sien. Dis die wil van die Here dat hy sê dat hierdie droogte gaan nou klaar maak. Hierdie droogte gaan nou stop. Dis vers 1 van 1 Konings 18. Vers 2 begin Elia beweeg in die rigting van Agab. Hy gaan om homself te vertoon. Daar's 'n paar goedjies wat gebeur tussenin, maar dan uiteindelik wanneer hy kom hier by vers 20 rond en hy staan voor Agab en nou sê hier, die oomblik wanneer hy in Agab se teenwoordigheid is, begin dit nie net reën nie. Die oomblik wanneer hy daar aankom, Jesus sê, die Here sê, ek wil reën gee op die aarde, gaan vertoon jouself aan Agab. Die oomblik in vers 20 of 21 daar rond, waar hulle mekaar ontmoet, waar die hele Israel by mekaar kom, en hier is Elia en Agab is daar, dan is dit nie 'n oomblik van ontmoeting en die reën kom nie. Nee, inteendeel, daar's 'n fight tussen hom en die Baal-profete, 400 van hulle en hy's net een. En nou sê Elia vir hulle, maar nou gaan ons uitsorteer wie die ware God is, want julle is die hele tyd besig om in rigtings te gaan waar julle nie moet wees nie. Julle wil die hele tyd Baal aanbid, en dan wil julle die Here aanbid, en dan wil julle dit doen, en dan wil julle daai doen. Ons gaan dit nou vir eens en vir altyd uitsorteer. So ons gaan 2 beeste kry, en ons gaan hulle slag. En julle gaan eers te gaan, en julle kan aanroep, die God wat met vuur antwoord is die ware God vandag. En dan kom die Baal-profete, hulle slag hulle ou bees, en hulle sit hom op die altaar, en hulle skree hard, en hulle roep hard. Elia begin hulle later spot, en sê, miskien slaap hy, julle moet harder skree. Nee, doen dit net so 'n bietjie harder. Miskien werk dit nie so, miskien moet julle die eerste atletiek liedjie daar laat loskom. Baalietjie, Baal. Julle het dit ook gesing? Nee? Ek weet nie waar kom hy liedjie, hoekom sing ons dit op atletiek byeenkom? Ek kom uit Pretoria uit. Vir een of ander rede sing ons daai liedjie, Baalietjie, Baal. Skree almal en dan sê ek soos, wat gaan nou hier aan? Maar ek dink daar het Elia vir hulle gesê, kom, kry 'n atletiek liedjie, kry 'n chant, ons gaan dit try, hierso, niks gebeur nie, so gaan die hele dag aan, niks gebeur nie, en hy gaan natuurlik, dis nou nie die detail van die preek nie, maar hy gaan groue sloot om die altaar, gooi water oor die bees en die hout en die vuur. Ek weet nie van jou nie, maar as iemand jou nooi vir 'n braai en hy gooi eers die hout nat voor die tyd, weet ek, dit gaan 'n lang dag wees. Dan bel ek maar so lank vir KFC of Mr. Delivery. Iemand moet iets kom aflaai hier, want ons gaan nie eet
voor môre nie. Hy gooi daai altaar nat, soveel so dat die sloot wat hy gegrou het vol water raak. En dan begin hy bid, Here, mag hierdie mense vandag sien dat ek u profeet is en dat ek net doen dit wat u van my vra. Nee, dis al wat hy bid. Maak vandag bekend aan hierdie mense dat ek net doen wat u van my vra en laat hulle harte draai terug na u toe. En dan antwoord die Here met vuur uit die hemel uit, verskroei die aarde wat daar is en alles daarmee saam. En raai wat? Die reën het nog steeds nie gekom nie. En dan sê Elia vir Agab, gaan jy en maak gereed want die reën is op pad. Elia weet wat die wil van die Here is, maar Elia moet eers op die berg klim en gaan bid. En dan lees ons, dis 40 verse later. En in hierdie 40 verse het 'n dag al verbygegaan. Die Baal-profete is 'n hele dag besig om te roep en te skree vir die Baal om net iets te kom doen. En hy doen net niks nie. Dis 'n hele dag wat verbygaan. Elia weet klaar wat die wil van die Here is. Hy het klaar vir Agab ontmoet. Hy het hom klaar gaan vertoon aan hom. Nou sê hy vir Agab, gaan maak gereed, want hier kom 'n groot reën. En hoor wat gebeur dan in vers 42. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk uit na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar's niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal, en die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie, en in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom. Kyk hoe amazing is hierdie beginsel. Wanneer Elia homself vertoon aan Agab, dan stuur hy hom eers weg, ek moet gaan bid, dat die wil van die Here sal geskied, soos wat hy klaar gesê het. En hy klim teen hierdie berg op, nou sê die Bybel, met sy kop tussen sy knieë. Ek weet nie of jy, ek's 41, ek sukkel om my kop hier tussen die, as jy hier op jou knieë gaan, want dis waar hy is, die Bybel sê hy buig homself neer op die aarde, kry sy kop tussen sy knieë. Hy is nie net besig om te bid, hierdie ou, ag Here, u het klaar gesê, stuur hom maar net die reën. Hierdie ou is intens besig om te bid. Hierdie ou is in so 'n posisie waar binne hy homself eintlik aan omgemaak het, soveel so dat ek kan aflei, hy nie eers self meer kan opkyk uit hierdie situasie waarin hy homself bevind nie. Hy moet vir die ou langs hom vra, sien jy iets? Ek is hier, ek is stak. Here, dankie dat u reën stuur. Here, dankie vir dit wat u mee besig. Sien jy iets? Niks. Here, kan jy daai prentjie sien? 7 keer moet hy dit doen. En die Bybel sê nie hoe lank vat die gebede wat hy bid in daai oomblik nie. Maar 7 keer. Moet die ou 6 keer sê die ou vir hom, nee, ek sien niks. Ek sien niks. Sorry, blou lig. Soos wat ons die afgelope 3 jaar het. Nie 'n wolkie in sig nie. Die Here het gesê, ek gaan aanhou bid. Ek gaan aanhou vertrou. En die 7de keer sê hy vir hom, 'n wolkie so groot soos 'n man se vuis is in die lug. Nou weer eens, ek weet nie van jou nie, maar 'n wolkie so groot soos 'n man se vuis na 3 jaar se droogte gaan my nie excite nie. Hey! Wolkie, nie wolkie. Nee, daar's 'n wolkie. Hy's weg. Hy's weg. Nee, jy blok hom uit met jou hand. En Elia spring op van daai oomblik af. Hy sê vir sy slaaf wat saam met hom is, kry alles bymekaar. Hier kom groot reën. En ek love daai vers 45. En in 'n oogwink was die hemel swart en die wolke en die wind en 'n groot reën het gekom. In 'n oogwink. Dit vat 3 jaar, dit vat nog 'n, nadat die Here klaar sy wil bekend gemaak het, ek wil reën stuur, vat dit intense gebed, om dit wat hy klaar wil laat gebeur, deur mense laat gebeur. Deur 'n gebed, waarbinne ek so in lyn bid met die wil van die Here, dat selfs 'n wolkie so groot soos 'n man se vuis my in aksie kan sit, want ek weet die Here het gesê, en die eerste teken van die wonderwerk wat besig is om te gebeur, sit my in aksie in, because he has already said it, and that is the sign. Is jou en my gebedslewe op so 'n plek, waar binne ek en jy die Here so kan vertrou, dat dit wat hy wil laat gebeur, so intens in jou en my hart leef, dat die kleinste teken van hom wat beweeg, jou en my geloof in aksie sit. Of as ons net nog besig, dis nog nie dit nie, kan nog nie dit, dis te klein,
Dit kan nie van die Here af wees nie. Die Here gaan nie reën, 'n magtige reën, om 3 jaar se droogte van die aarde op te droog, deur 'n wolkie stuur so groot soos 'n man se vuisie. Ons kort cumulonimbus wolke hier, Here. U weet hoe werk hierdie stelsel. U het dit aan mekaar gesit. Stuur vir ons die regte wolke. Dis hoe meeste van ons bid. Dis hoe ek baie keer bid, ongelukkig. Waar ek die Here verduidelik hoe sy stelsels moet werk. Here, hierdie is nie reg. Here, ek het nou gebid vir reën, ek weet wolkies is hoe ons begin, maar hierdie is nie dit nie. Help my, Here. Geef my meer. En dat ek en jy op daai plek sal wees waar binne ons, wanneer ons met die Here te doen het en sy wil wat op die aarde gebeur, dat ek en jy so opgewonde raak en so intens ingekoop is in dit wat hy mee besig is, dat wanneer hy een beweging gee, dat jou en my nie net in 'n aktiewe plek sit van, hy, die reën is op pad nie. Dit is so intens. Die Bybel sê, Agab het al met sy waans begin trek na Jezreel toe. Elia is nog op die berg, op Karmel. Hy het hom uitgeklim. En Agab is besig om te trek. Die Heilige Gees kom so oor hom. Hy is so bewus van die reën wat op pad is. Die Bybel sê hy omgord sy lendene, so hy trek sy rokkie op en maak dit om sy heupe vas. En hy begin hardloop en die Bybel sê, en hy was voor Agab in Jezreel, wat op perde was. Hallo? Hy is by die berg af met soveel momentum. Hy skoon verby Agab hulle. Hey, die reën is op pad. Julle moet gou maak, die reën is op pad. En dan kom die groot reën in daai oomblik. Weet jy wat jou en my probleem? Ons bevind onsself baie keer aan die verkeerde kant van 'n wonderwerk, omdat ons nie beweeg nie. As hy nog op daai berg was hy stak vir daai hele tyd. Hoeveel reën moet val vir 3 jaar se droogte om opgelos te word? Hoe lank dink jy sal hy op daai berg vassit? Hy hardloop verby Agab, sê vir hom, jy beter beweeg broer, hier kom groot reën, en in 'n oogwink. Dis die scary ding vir jou en my partykeer, Jesegiel 22 vers 30, worship team, julle kan my join nie voor. Jesegiel 22 vers 30 en 31, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toorn oor hulle uitgegiet. Deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here, Here. Hoor wat sê die Amplified. I search for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the sake of the land, that I would not destroy it. But I found no one, not even one. Hoe sad is dit? Hoe die Here jou en my oproep om te bid. Hy wil die mense red in daai konteks van waar Jesegiel homself bevind, van waar hy deurbraak nodig het. Hy weet, die Here wil iemand stuur. Die Here wil 'n verlossing bring. Die Here wil genesing bring, maar hy wag vir sy mense om te bid en hy kyk na die omgewing en hy sê ek kon niemand kry nie. Nie eers een nie wat bereid is om te bid nie. Jy kan gaan kyk reg deur die geskiedenis. Elke herlewing wat al ooit gebeur het op hierdie liewe aarde, het gebeur deur een ou wat bereid was om te begin bid. En dit het meer geword en meer geword en meer geword. Tot by 'n herlewing. Een ou wat bereid is om te bid. En nie, wanneer ons praat hier oor bid, dan praat ek nie net van rympies sê gou in die aand voor ons gaan slaap nie. Dis nie bid nie. Kom oor jouself wanneer as dit is wat jy dink is wat gebed is, moenie so dink nie. Gebed is meer as 'n aandgebed. Here, help my net om lekker te slaap. Here, bewaar my net vir die dag. Here, laat ek net deur hierdie oomblik kom. Gebed is om intens met die Here te praat oor die omstandighede van ons wêreld, oor die uitkomste van dit wat ons weet hy mee besig is. Imagine, hy kyk na Suid-Afrika en hy sê ek soek iemand wat bereid is om in die gap te staan. Ek soek iemand wat bereid is om die muur te bou, maar ek kon niemand kry nie. Sal ek en jy die een wees wat opstaan en sê, Here, hier is ek. Ek sal daai muur begin bou, al is dit net ek. Here, ek sal hierdie steen vat, al voel dit vir my, daar's niemand anders nie. Elia, presies dieselfde in sy konteks met Baal. Weet jy wat sê hy in die paar verse net voor dit? Hy kyk na 400 Baal profete. Sy woorde aan hulle is, ek is die enigste profeet oor van die Here. Julle is 400, ek is die enigste een.
Sal jy die muur bou as jy net een is? Sal jy in die gap staan waar niemand anders dit wil doen nie? As jy kyk na jou werksplek byvoorbeeld, kyk jy daarna en jy sê, daai plek is so goddeloos. Hulle wil nie eers hê ons moet bid voor vergaderings nie, hulle wil nie eers hê ons moet dit doen nie. Ons moet op ons eie gaan bid, daar in die geheim iewers. Ek gee nie om wat die riglyne is wat jou werknemer vir jou gesê, dis hoe dit werk nie. Is jy bereid om te bid, selfs daar waar niemand jou kan sien nie? Eintlik juis daar waar niemand jou kan sien nie. Is jy bereid om die muur te bou, waar daar plekke is waar jy eintlik net wil moed opgee en sê, Here, maar hierdie is nou al 3 jaar se droogte. Dis nou al 3 jaar wat dit lyk soos wat dit lyk. Here, U het klaar gesê dat U wil genesing bring. U het klaar gesê U wil reën bring. En nou, ek het myself gaan vertoon aan Agab. Ek het gedoen wat U gesê het. Waar's die reën? Sal jy die berg uitklim en intens bid omdat jy weet die Here het gesê. En ek wil jou vra vir 'n oomblik daar waar jy is net jou oë te sluit. Miskien is jou situasie van so 'n aard dat jy voel jy's alleen. Miskien is jy die enigste Christen by jou werksplek, in jou familie. Miskien sit jy hier en dit is 'n heeltemal 'n ander situasie. Jy voel jou huwelik vat houe. En jy het al met die Here gepraat oor die situasie, maar dit voel net die aanslag en die aanval van die vyand raak al hoe groter en is al hoe moeiliker en al hoe swaarder. En dit voel vir jou, wat help dit ek bid nog? Miskien is jy in hierdie plek en jy bid al jare vir iemand. Jy het iemand se naam op daai muur geskryf. En is nou al jare wat verbygegaan het. Die Here vra nie net vir jou en my om te bid en te laat staan nie. Hy vra vir jou en my te bid en aan te hou bid en aan te hou bid. Dis soos wat Johannes sê, hy wat klop en aanhou klop. Hy wat soek en aanhou soek. Daar's 'n ontdekking van dit wat konstant in jou en my lewe gebeur, om aan te hou soek, aan te hou vra, aan te hou die wil van die Here te spreek. En jy weet dit net wanneer jy tyd met hom spandeer. Jy kan nie sy wil bid as jy nie met hom tyd spandeer het nie. Jy kan nie net jou gedagtes bid nie. Jy kan nie net jou hoop bid nie. Jy bid dit wat jy by hom gehoor het. Here, U het gesê. Here, U het beloof. Here, U het bevestig. Here, U het gesê. En ek kom daag op vandag voor hierdie omstandigheid en ek spreek U waarheid in hierdie situasie in. Ek spreek U lewe in hierdie situasie in. Dit lyk dalk nog dood. Daar's dalk net 'n wolkie so groot soos 'n man se vuis, maar Here, U is besig om te werk. Dankie dat U woord sal gebeur. Dankie dat U beloftes sal gebeur. Dankie dat U uitspraak waar is. En miskien is jy in hierdie plek vanoggend en jy het net gebed nodig. Iemand wat saam met jou vandag die muur bou. Iemand wat vandag saam met jou dalk 'n steen optel. En ek wil jou vra as dit jy is, dat jy 'n profetiese aksie sal doen. Dat jy sal opstaan uit jou stoel uit vanoggend en sê, Here, ek sal die muur begin bou in my wêreld, in my omstandigheid, in my omgewing. Ek het dalk iewers moed opgegee, Here, maar hier wil ek vandag kom en die muur bou. As dit jy is, wil jy nie vir 'n oomblik net daar waar jy is op jou voete staan nie. Here, dankie dat ons in hierdie oomblik eintlik 'n bewustheid kan hê. Ons staan nie alleen nie. Ons is nie soos Elia wat voel ek is op my eie nie. Here, ons staan vanoggend hier gereed om die muur te bou. Ons is gereed, Here, om die muur te bou waar mense selfs dalk negatief is oor ons land. Ons is bereid om die muur te bou. Here, ons is bereid om die muur te bou in ons werksplekke waar ons dalk wel alleen staan, maar ons het gelowiges wat saam met ons vanoggend in die gap staan. Ons het mense vanoggend wat saam met ons intree. Here, dankie dat ek nie alleen hierdie steen verder hoef te sleep tot by die plek waar hy moet wees nie. Here, dankie dat U vandag saam met my arbeiders in hierdie veld instuur, wat saam met my die gewig van hierdie ding dra. Here, dankie dat U waarheid en U woord en U wil sal geskied.
soos wat dit in die hemel is, so ook op die aarde. Nie net eendag vir my wanneer ek hemel toe gaan nie, maar nou hier in my lewe, soos wat u verduidelik ook, Here, in Romeine 5, dat ons word herstel tot veel meer in u. Here, dankie dat u ons veel meer kapasiteit gee as wat ons ooit gedink het ons gehad het. Dankie dat u veel meer in ons kom herstel oor die reaksie van dit wat in ons wêreld gebeur en dit wat ons bely met ons monde, dat dit nie net sal wees wat in die realiteit aan die gang is nie, Here, maar dat u vanoggend vir ons 'n hemelse perspektief gee oor dit wat u op die aarde wil laat gebeur. Here, u het klaar 'n wil en 'n plan en 'n droom vir ons wêreld en vir elke individu wat staan in hierdie oomblik. U het 'n plan en 'n droom en 'n wil vir die plek waar hulle self bevind. Dankie, Here, dat hulle vandag kom in hierdie oomblik en sê, Here, ons weet u het gesê en ons kom belyn onsself net met u wil. Ons kom belyn onsself net met u woord. Ons kom belyn onsself net met u beloftes en laat dit wees soos wat u gesê het, dit sal wees. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen. Ek wil jou nooi om saam met ons te staan as jy nog sit. En ons gaan afsluit as daar tyd is. Die laaste song. Is the name above all names. Is the one who's worthy of all praise. His name is Jesus. He's the King of endless days. He's the one who died so love could make a way. His name is Jesus. Oh, his name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. He's the word that is alive. He's the one who raised and brought us back to life. His name is Jesus. The perfecter of my faith. He's the author of unending grace. His name is Jesus. Ooh, his name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. He's taken every part of my story and turned it all around for his glory. He's shaping all my heart towards him at the center of it all. He's taken every part of my